kinders as ek soggens 7 uur by my huis uitry, en die eerste mense wat ek nou sien, ek praat nou nie van karre en mense in karre nie, is kinders. En dan, die laaste mense wat ek sien voor ek by die huis kom, is kinders. So my hele dag is gevul met kinders. En dit is 'n verskriklike groot voorreg en 'n heerlikheid om dit te sê. En ek geniet dit so om met kinders te werk. Jy weet, dit is 'n wonderlike ding om die voorreg te hê om 'n kindervriend te kan wees en om kinders te van te hou en met hulle reg te kom en al sulke goed. As jy weet, ek voel baie keer so, ek verstaan die kinders en hulle verstaan by my en ons vind aanklank by mekaar en hulle voel ook veilig. Jy weet, ek voel veilig by hulle en hulle voel veilig by my. En ek wil dan vir julle sê, as daar nou iets is wat jy nie kan om die bos lei nie, of iemand is wat jy nie om die bos kan lei nie, jy kan hom nie flou sê, dis 'n kind. Hy vang vir jou uit. As jy vir hom jok of as jy vir hom 'n valse beeld voorstel, so is 'n kind vang vir jou uit. Jy kan nie. Dis absoluut 'n onmoontlike ding om vir 'n kind om die bos te lei. Ek het die voorreg om baie kinders te tutor. En dan in die begin, dan sien 'n mens nou hoe skaars of hulle is bietjie skamerig en so, en dan sien 'n mens nou hoe hulle nou ontdooi en hoe hulle begin ontspan en hoe hulle begin lekker te leer en alles te geniet en al daai spesiale dinge. En vir my is dit elke keer, jy weet, daar's baie dae wat 'n mens, daar voel 'n mens 'n bietjie afrig of jy is moeg en dinge loop nie altyd so 100% nie. En nou kan ek vir jou sê, dit is vir my elke keer as ek by daai kind gaan sit en ek tutor, dan is dit so asof daar so 'n energie weer van iewers vandaan kom en 'n glimlag wat iewers vandaan kom en 'n lekkerte en 'n mens voel, ek voel sommer beter en dit is vir my lekker en goed om so met kinders te kan werk. En ek dink daar's baie mense wat met 'n swaar hart werk toe gaan, maar dis miskien nie altyd wat hulle in die lewe wou gedoen het nie, of wat hulle regtig geniet om te doen nie. Nou, ek is op die stadium van my lewe die voorreg, dat ek dit wat ek doen, is van so 'n aard, dat ek dink ek sal ooit wil ophou werk het, en sy die gesondheid of so iets, my nie toelaat nie. Ja, baie keer voel ek ook, kan ek nie maar ook 'n bietjie aftree een of ander tyd teen, dan kan ek mos nou lekker hier op jou stasie uitsaai, en soggens laat lê, en al sulke goed, maar op die ouend, as ou se dag leeg, en daai kinders maak die dag vir jou vol. So ek gaan nou vanaand vir jou 'n paar staaltjies vertel van, as ek nou by die skool is, pauses, dan staan ek so een kant, en dan hou ek die kinders dop, en dan kyk ek wat hulle doen, hoe hulle interaksie is met mekaar, en al die plesiere, en al die mooi goed, en tydkeer ook natuurlik die slegte goed beleef. Tydkeer moet jy ook maar die kinders uit mekaar uithaal, wat nou so 'n bietjie vir mekaar daar in die kraag rondplik, en sulke goed, dit gebeur ons nou maar ook. So, en dan kom jy op die goedjies af wat jou 'n glimlag op jou gesig sit, en ek moet vanaand so 3 of so 4 dalk van dit vir jou vertel. En ek gaan nou weer vir jou musiek speel, en dan die eerste een wat terugkom, wat ek gaan vertel, dat ek moet mos altyd so 'n braai inset. En vanaand gaan ek vir jou vertel van 'n 8-jarige dogtertjie. Sy is nou al, ek dink sy moet nou al 16 of 17 wees, maar so dis nou 'n paar jaar gelede. Ek wil vir jou vertel van hoe sy van my geleer braai het. En vandag dink ek met baie